Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, ons begin met meneer Panyaza Lesufi wat baie te sê gehad het. Ja, hy het inderdaad. Dis 'n baie inspirerende kop vir hierdie berig, né? Die Lesufi op Gauteng Lekgotla, ANC bly die antwoord vir probleme. En ek voel op 'n persoonlike vlak baie beter, ek voel baie meer gerus nou dat ek weet waar my hulp vandaan gaan kom. So dit was die ANC in Gauteng se Lekgotla gewees. Hulle het maandag klaar gemaak. So hulle het onder meer gepraat oor koalisies, oor vrede, oor stabiliteit en dan natuurlik oor die komende munisipale verkiesing wat al hoe meer gaan spoed optel hoe verder ons in die jaar ingaan. Waarom lyk jy so skepties? Ja, niks van Panyaza Lesufi. Nee, ek nog net sien ek luister aandagtig. Dis al nie skepties nie, aandagtig na wat jy sê, Christel. Goed, net vir die rekord, Jennifer luister aandagtig en nie skepties nie. So wat Panyaza Lesufi sê is die ANC het die besinning gedoen oor die pad vorentoe, oor waar die party is, oor wat nodig is vir die toekoms en soos ek reeds gesê het, ek vir een voel nou baie meer gerus oor waarheen ons op pad is. Ja. En my binneste voel ek soos Jennifer se gesig. Julle moet onthou hierdie man wat gesê het die ANC is die oplossing vir Gauteng se probleme, die land se probleme, is dieselfde man wat vroeër gesê het hy gaan na 'n hotel toe om te gaan stort wanneer daar nie water is nie. So ek wil net daai gedagte laat. As dit jou oplossing vir probleme is, dan is ons probleme baie groter dink ek as wat ons besef, as wat ons wil toegee. Duidelik besef hy dit nie. Nou wat die premier sê is diegene wat ontplooi is in munisipaliteite, hulle moet saam met die presidentsie werk onder meer om die waterkrisis in Gauteng spesifiek Johannesburg op te los. Hy verwys na die goedkoop politieke punte wat uit die waterkrisis geskoor word. Hy sê goedkoop politieke punte. Ja. Mense het nie water in hulle huis al vir maande nie. ja. Nou noem my dit goedkoop politieke punte. Ja. Mag mense kwaad wees nie. Wel, jy kan kwaad wees, Peer, weet sy kamerade het vir hom warm applous gegee oor die oplossings wat hy bring. Jy ken 'n haarkapper, Peer, jy ken 'n haarkapper goed. Hier is mense wat afhanklik is van water, wat vir weke daar sit. Water en elektrisiteit. Water en elektrisiteit. Jy weet, jou skerk kan jy dalk nog iets mee doen, die res gaan jy moontlik sukkel. Om vir hulle te sê, jy weet, gaan na 'n hotel toe of ons is besig om oplossings te Jy bring. kan nie inkomste maak nie. Die mense wat by jou werk kan nie salarisse kry nie. Jy kan nie jou huur betaal nie. Die hele ekonomie in daai afdeling, daai sektor van die industrie gaan dood. Maar dis oukei. Klein sake, daar waar ons die ekonomie aan die gang hou, daar waar die regering dit so moeilik as moontlik vir ons maak, waar ons dit ondanks die regering doen, nog steeds vorentoe gaan, mense wat 'n plan maak. Kyk, in Suid-Afrika baie dinge kan jy van ons sê, ons kom hier deur met 'n sin vir humor. Jy is mense wat sê jy vra nie meer vir 'n tydgleef, byvoorbeeld die haarkap nie, jy vra vir al water. Ja. Weet maar, in 'n stadium is dit eenvoudig net nie meer snaaks nie. Jy weet, hierdie is wat mense gebruik om kos op die tafel te sit. En dit voel vir my toenemend asof iemand soos premier Panyaza Lesufi absoluut toondoof is vir die ellende waarin mense op 'n daaglikse basis gedompel word. Ja, dis wat ek eintlik wil sê. Ek ken nie om van watter partye is nie. Maar as 'n premier van enige party opstaan en sê ons het nou besin en hier is die pad vorentoe, ons is die antwoord, maar jou provinsie is gebreek Vir dekades. vir 'n ruk lank. Nie van gister af nie, premier. Jou provinsie werk nie, hy funksioneer nie, dinge is fout. Wil ek nie hoor, okay, hier's net nog 'n oplossing of dit is net nog 'n liggoed. Laat maak nie saak van wat jy waar moet nie. vra is, wat is vandag anders as met die vorige verkiesing? Wat het Hulle het herbesin toe ook, het hulle nie? Die ANC het herbesin. En wat het dit vir ons op voedselvlak beteken? Hierbo is daar mense wat baie mooi karre gery het wat met tenders gekom het. Jy weet, hulle praat onder meer van tenders, ons gaan korrupsie uitroei. Wat is vandag anders as wat 5 jaar gelede anders was? Wat het hulle van plan laat verander? Ons het nou minder water as 5 jaar gelede. Hoe? Die damme is vol. Ja, so as ja, ons gaan later verder oor die water gesels. So as die premier vir my sê die ANC bly die antwoord vir probleme, dan dink ek moet 'n mens vergewe word as jy bietjie skepties daaroor is. Absoluut. Ons moet oor hierdie insident praat waar 'n e-taxi bestuurder vermoor is in Tshwane. Dit is harteloos, dit is onmenslik, dit is gruwelik. Ons is maklik om e-taksies te blameer as die bron van geweld en aanrandings. En dit het gebeur baie dat e-taksies geassosieer word met misdadigheid, maar
E-taxi drywers verdien nie wat met hulle gebeur nie. In hierdie geval glad nie. Ek moet vir julle sê, ek het nou al 1 of 2 misdaadstories gedoen in my lewe en 1 of 2 gelees. Hierdie was rarig vir my erg. Ek is 'n groot skopskiet en donder fliekkyker. Hierdie dis moeilik. Ja. Dis moeilik om te sien hoe iemand so vermoor word. Ek het gister iemand gesê sy naam is Isaac Satlat. Hy's 23 jaar oud, 'n e-taxi bestuurder. Op video vasgevang waar hy vermoor word. Nou is daar mense in die hof, daar 3 mense in die hof verskyn. Hier's 'n foto van die paneelbord kamera wat alles wys wat gebeur het. Dit is werklik 'n moeilike video om te kyk vir Isaac Satlat se familie moet dit hel wees. Ek weet nie hoe kom jy hier verby nie. En gister het 3 van hulle in die hof verskyn, die 4de een het hom oorgegee en daar staan hulle nou kop onderste bo. Terwyl wanneer jy na die video kyk, Harteloos. Dis asof dit hulle 'n stuk vleis behandel. Onmenslik. Dit was absoluut ongelooflik om te sien. Dit was ontstellend op die diepste vlak. Nou, weer eens hierdie 3 wat in die hof verskyn het, die 4 een wat hom oorgegee het, word beskuldig van iets. Hulle is nog nie aan enige iets skuldig bevind nie. My kommer is ons het beeldmateriaal, dis 'n video van wys wat gebeur het en mense is op grond hiervan in hegtenis geneem. En nou wil mens amper die gevoel kry maar hierdie gaan 'n open and shut saak wees. Ja. Nee, so hierdie het gebeur. Dit gaan deur die howe gaan. En weer eens is ek skepties oor hoe hierdie proses gaan verloop. Julle onthou die Bloulig Mafia op die Hoofweg wat mense geskop en geslaan het, dit was ook op video gewees. Dit was ook baie maklik oop en toe. Daai saak is nog steeds dis jare. Daai saak is nog steeds nie afgehandel nie en dit is my kommer hier as jy kyk nou, weet mense neem amper aan en natuurlik moet al die feite ondersoek word. Natuurlik moet daar 'n behoorlike ondersoek wees. Maar dit voel vir my selfs wanneer daar voor die hand liggende getuienis is, vind ons 'n manier om die regstelsel te speel en ons vertraag geregtigheid. Hierdie moet vir ons 'n absolute wekroep wees van wat in ons land aan die gang is. Mense word elke dag wreed vermoor. En ek wonder ook as hierdie nie op 'n dashboardcam opgeneem is en dit nie op sosiale media beland Of hierdie mense aangekeer sou gewees het. of hierdie tot op hierdie punt sou gekom het. Weet die meeste moorde in Suid-Afrika bly onopgelos. Hierdie vervolgingskoers is nie eers naaste by wat dit moet wees nie. Hierdie is 'n absolute wekroep van wat om ons aan die gang is. Ons kan ons eenvoudig nie meer blind hou daarvoor nie. Ek wil amper sê 'n teken van onbetrokkenheid deur mense of groepe of instansies wat veronderstel is om vir ons te werk, vir die gemeenskap se beswil te werk. Dis amper die onvermoë, dieselfde probleem wat ons het met diensverskaffing, met water, dieselfde probleem wat ons het met enige regulasie in Suid-Afrika. Dis 'n onvermoë om die gemeenskap by te staan in die werk wat hulle veronderstel is om te doen. Absoluut 100%. Jy weet dit word 'n sneeubal-effek. As jy iets net los, word dit al erger. Hierdie soort probleme los hulle self nie op nie. Weet hierdie man kon my of jou iewers opgelaai het. En ons moet na mekaar begin kyk want die hoër magte weet voel vir my toenemend is nie besig om dit te doen nie. Ons moet hulle verantwoordelik hou. Een van die hoër magte is in die buiteland, ten spyte van die feit dat ons 'n nasionale krisis het met water. Ons is 'n wêreldkrisis. Ons is 'n wêreldkrisis, is sy steeds in die buiteland. Dit is inderdaad so. Dis Pemi Majudina. Sy is waartoe is sy Ethiopië toe vir 'n konferensie, dis 'n AI beraad geweest en dit gegaan oor water en sanitasie. Het sy gaan leer of het sy gaan klas gee? Sy het gaan Sy was een van die sprekers, was dit? Dus sy gaan klas gee. Spreekbeurt gehad. Wel, sy het gesing. Dis haar werk om in Johannesburg water te Een van die goed maak. waarmee ons goed is om te sing. Ons sing vir die water en die wolke wat bymekaar kom. Die probleem hier is, dis nie ons wolke wat die probleem is nie. Ja. Hier is nie 'n tekort aan water in Gauteng nie, is 'n probleem om water by mense te kry. En Helen Zille wat die DA se burgemeesterskandidaat is, kyk, sy sien 'n gap, né? En toe vat sy hom en weet verlede week het president Cyril Ramaphosa vir Majudina en dan ook die Kokta minister gesê hulle moet die probleme kom oplos. En Helen Zille se vraag toe nou is, wel sy sê you can't make this up en sy is heeltemal reg. Jy kan eenvoudig hierdie nie uitdink nie. So haar vraag is gaan ons nou water uit Ethiopië uit invoer of waarom is ons minister in Ethiopië Op 'n terwyl ons konferensie. waterprobleem
in Johannesburg is. En ons praat nou van Johannesburg want in hierdie stadium, ek dink ek troef hulle waterprobleme byvoorbeeld Tshwane en dit sê ek met groot respek aan elke ander plek in hierdie land wat weke lank sonder water sit. So nou ja, mevrou Zille se vraag hier is, gaan ons water uit Ethiopië invoer of wat soek sy daar? Wat soek ons daar? Dis dieselfde Helen Zille wat verlede week met haar voete in 'n klein meer gesit het nadat 'n pyp gebars het. So die DA het gesê hulle gaan die stad Johannesburg en Joburg Water gaan hulle sal hulle hof toe vat om hulle te dwing om 'n stabiele watertoevoer te verseker. Verlede week het Majudina gesê die departement benodig omtrent 400 miljard rand om infrastruktuur te herstel. Hierdie is nie 'n nuwe syfer nie. As julle mooi daaroor dink, sê julle weet julle hoor hierdie syfer al 'n geruime tyd. En ek kom terug by wat ek vroeër gesê het by ons met mense verantwoordelik hou vir wat om ons gebeur. Wetenskaplikes waarsku al jare, navorsers, waterkenners dat hier 'n reuse probleem op pad is. Hierdie is meer as 'n dekade terug wat mense al sê hier kom dit. 100%, meer as 10 jaar. Die stelsel gaan ineenstort en dan gaan ons probleme hê. Mense gaan mekaar seermaak om by water uit te kom. Ons kan in die donker sit, ons kan nie water uit 'n klip uit tap nie. Kenners het gewaarsku, die media het berig. Nou moet ons mekaar sê wat nou? Wie is die oplossing vir hierdie probleem? Wie is die oorsaak vir hierdie probleem? Hierdie kan dalk die laaste strooi wees wat 'n party heeltemal uit die kussings uitlig as gevolg van. As dit is wat nodig is vir ons om water in ons krane te hê, dan is dit wat ons so. doen. Ek kan net nie verstaan hoe as die minister self uit haar eie mond uit gesê die waterinfrastruktuur het ineengestort. Wat doen jy in die buiteland? Soos Sy het gesing daaroor, die wolke. Sy het gaan leer, Jennifer. 'n reën karaoke gehou daar. Nou ja. 'n Reën karaoke. Nee, die probleem is hier. Dis hier waar dit opgelos moet word. Ons kan nie meer mense 'n free pass gee nie. so. Kristal, dis almal vir ons tyd is. Dankie vir die saamgesels. Ek dink so belangrik, jy weet, waar mense baie keer ernstig moet praat oor kwessies wat die land raak en dink aan wat is die oplossing, wat is die volgende stap. Ek dink dit is baie belangrik. Dankie vir jou tyd. Julle is welkom. Dit is Kristal Cornelissen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.